Goeiemôre vriende op hierdie Saterdagoggend. Dit is die 11de Oktober 2025. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, dankie dat ons hierdie dag het en dan nou ook inderdaad Sondag, waar ons so klein bietjie rustiger kan wees as in die week. Dankie vir die 2 dae wat U ook vir ons gegee het, Here. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ons gaan nou aan hierso in Efese. Ons het 'n bietjie gelees hierso in Efesiërs 3 dat Paulus onder die heidene nasies werk. Ons het net voor dit het ons 'n bietjie gepraat dat hy vir hulle kom sê, die nie-Jode wat nou saam met die Jode deel is van Christus, wat vir Jesus natuurlik aangeneem het, is dat hulle inderdaad 'n heilige tempel is, 'n geestelike huis is waar God woon. Bietjie daaroor gepraat. Ons het gepraat oor die geheimenis gister, oor Jesus wat hy oor hierdie heidene kom praat het, wat dan tot bekering gekom het. En ons het 'n bietjie gepraat oor verbondenheid met Jesus. En dan kom Paulus weer uit hier by 'n gebed vir Efese. Nou ons het, julle sal sien, ons het in hoofstuk 1 het ons ook die gebed behandel in 1 vers 15 tot 23 en nou bid hy weer vir Efese, né? Daarom sê hy die volgende: daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te dank het. Dit is al klaar mondvol net dit. Daarom kniel ek in gebed vir die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te dank het. Vriende, dis mos nou waar, nee. Al die gelowiges het hulle bestaan te dank aan God die Vader. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. God die Vader, wat kan ons amper sê, wat kan ons sê, het Jesus gestuur, het God die Seun gestuur, God die Seun het God die Heilige Gees gestuur om tussen ons te woon. Nou weer eens, ons koppe is te plat. En ek en jy moet maar vir mekaar kom sê, vriende, met hierdie goed, is dit 'n punt wat ek en dis wat geloof is, om te glo wat die woord vir ons kom sê, wat dit is. En ek en jy kan nou daarmee maak wat ons wil, vriende, maar as ons gaan kyk weer eens, is vir my altyd so goed, ja, kan nou altyd die wetenskap gebruik. As jy gaan kyk na die evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, en ons gaan kyk na hoe lank na die tyd hulle geskrywe, is 61 na Christus, so dis omtrent so, kom ons sê 30 jaar, 'n bietjie minder as 30 jaar na Christus, waar die mense kom met goed neerskryf het, hulle wat vir Jesus gesien het, hulle wat vir Jesus ervaar het, hulle wat die wonderwerke gesien het, hulle wat gesien het dat Jesus doodgaan, hulle wat gesien het dat Jesus opstaan, hulle wat gesien het dat Jesus opvaar na die hemel. Hulle wat gehoor het dat Jesus sê, ek is God self, liewe vriende. Dit is net amazing hoe die getuies eintlik volop is in die Bybel, né? En dit kan nagevors word deur die eeue, vriende. Dit staan daar, en dan moet ek en jy maar besluit, wil ons dit glo of nie glo nie. Ek glo dit. Ek glo dit absoluut, liewe vriende, omdat dit eenvoudig vir my net baie sin maak. En so, nou kom sê Paulus, ek kniel voor God die Vader neer, wie ons almal as gelowiges dit te danke het, dat ons deel kan wees van hierdie gemeenskap. En dan gaan hy aan en dan sê hy, ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Vriende, dit is so enorm belangrik. En hoor dat hy ook dan vir julle bid, vriende. Hy kom bid ook vir jou en vir my, nie net vir die gemeente van Efese en vir die ander gemeente in Turkye nie, maar hy kom bid ook vir my. Ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle, aan ons, die krag sal gee om innerlik sterk te word. Vriende, dat ek en jy in die tyd waar ons lewe,
het inderdaad krag nodig om innerlik sterk te word. Ons het nodig, vriende, en hoe ons innerlik sterk word, is mos nou inderdaad, deur dit ons vir mekaar sê, jy het geloofsvormende gewoontes nodig. Jy het nodig om in die woord van God te wandel. Jy het nodig om met God te praat, te bid. Jy het nodig om te mediteer oor sy woord. Jy het nodig om te reflekteer oor sy woord. Jy het nodig om van sy tekste te memoriseer. Jy het nodig om 'n joernaal te hou. Een van daai goed, jy kan vas. Die geloofsvormende gewoontes bring jou in die teenwoordigheid van God en dit maak jou en my innerlik sterk. Dit is wat Paulus kom bid ook vir jou. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Hoe meer ons by God is, hoe meer ons by Jesus is, hoe meer ons by die Heilige Gees is, hoe meer raak ek en jy innerlik sterk en weerstaan ons ook die versoekings van die dag. Verder bid hy dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon. Net dat hy deur geloof in julle harte sal woon. Die geloof, wat beteken dit? Om te glo dat Jesus die Christus is. Jesus die gebore is uit die maagd Maria, liewe vriende, gelei het onder Pilatus, gesterwe het, opgestaan het, opgevaar het en wat weer kom, né? Ek bid dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, dat hy lewendig sal wees in ons harte, vriende, elke dag, en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. God is liefde. Hoe kyk ons na ongelowige mense? Hoe kyk ons na ander mense? Liewe vriende, kyk ons met liefde daarna, ons is altyd bereid om met hulle te praat. Dit is vir my die grootste hartseer om in 'n kerk en in ons eie kerk te sien met die dolerendes, dat jy nie wil praat met ander mense nie, dat jy nie reageer om enigstens te praat met hulle nie, jy het nie 'n belangstelling om te praat met hulle nie. Dis nie hoe ek die liefde verstaan nie. Die liefde was nog nooit dit gewees nie. Dat die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Vriende, mag dit wees dat hierdie liefde wat ek en jy net het ou tot meisie, man tot vrou nie, maar dat hierdie liefde inderdaad 'n liefde sal wees, 'n agape liefde, 'n onvoorwaardelike goddelike liefde vir mekaar sal wees. Dit begin by gelowiges se liefde vir ander gelowiges en dit word uitgebrei van, liewe vriende, van liefde vir die wêreld. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gestuur het om te kom sterwe, sodat die wat in hom glo die ewige lewe sal hê. 'n Ongelooflike belangrike gebed wat Paulus dan inderdaad hier vir jou en vir my kom bid. By 5 sent. Vanoggend. Vriende, mag julle God se liefde ervaar. Sy liefde wat uitspeel in die genade van Here Jesus Christus, wat vir ons kom sterf het aan die kruis, of vir ons onverdiende guns kom gee het, en liewe vriende, dat hy vir ons die Heilige Gees gegee het om onder en in ons te kom woon. Amen.